Goeiemôre almal en welkom by vandag se huiskerk. Ek begin net met 'n vinnige afkondiging. Donderdag aand het ons 'n hemelvaartdiens by die kerk. Ons gaan van so 6:30 af bymekaar kom om iets saam te eet en dan van 7:00 se kant af gaan ons 'n kort diens hê. So julle is baie welkom om dit saam met ons te kom bywoon. Nou ons is besig om te praat oor 'n preekreeks oor roeping. En vandag wil ek praat oor roeping wat ons anders maak. So kom ons lees saam uit 2 Petrus 1 vers 3 tot vers 11. Sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n godvreesende lewe, deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat ons deel kan kry aan die goddelike natuur, nou dat julle ontvlug het aan die verdorwenheid wat deur begeerte in die wêreld teenwoordig is. Lê juis daarom alle ywer aan die dag, om by julle geloof deug te voeg, by deug insig, by insig selfbeheersing, by selfbeheersing volharding, by volharding godvreesenheid, by godvreesenheid broederliefde, en by broederliefde liefde vir alle mense. Immers, wanneer julle oor hierdie eienskappe beskik en daarin toeneem, sal dit daartoe lei dat julle nie nutteloos en sonder vrug is, wat julle kennis van ons Here Jesus Christus betref nie. Want die een by wie hierdie dinge ontbreek, is blind en kortsigtig en het vergeet dat hy aan sy vorige sondes gereinig is. Daarom, broers en susters, lê julle soveel te meer daarop toe, om julle roeping en verkiesing stewig te vestig. Want as julle hierdie dinge doen, sal julle verseker nooit struikel nie. Ja, so sal toegang tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus ryklik aan julle voorsien word. Ons lees tot daar. So Petrus begin deur te sê, Jesus het vir ons reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n godvreesende lewe. En dan sê hy ook, Jesus het sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat jy deel kan kry aan die goddelike natuur. In ander woorde, hy sê, Jesus het klaar alles vir ons gegee wat ons nodig het vir 'n lewe saam met God. So wat bedoel hy daarmee? Kom ek verduidelik dit met 'n storie. Nou my pa is een van daai mense wat alles kan doen. Hy kan metaalwerk doen, hy kan 'n kar regmaak, hy is veral ook goed met houtwerk. Hy het sy loopbaan as 'n onderwyser begin as 'n houtwerkonderwyser en hy kan die mooiste goed maak met hout. Nou sê nou maar, my pa bring nou eendag al sy houtwerkgereedskap hier na ons huis toe en hy sê vir my, julle het mos 'n nuwe eetkamertafel nodig. So hier's al my gereedskap, gaan maak vir julle 'n eetkamertafel. Nou ek sal nie weet eers waar om te begin nie. Ek weet nie eers waarvoor al die gereedskap is nie, want ek het nou nie heeltemal daai talent by my pa geërf nie. Maar dan sê my pa vir my, moet nou nie worry daaroor nie. Ek gee vir jou alles wat jy nodig het om die tafel te bou. Ek gee vir jou al hierdie gereedskap, dis 'n geskenk. Maar ek gaan jou nie alleen los daarmee nie. Ek gaan jou help. Ek gaan jou begelei deur hierdie proses om die tafel te bou. Nou dis eintlik maar wat Petrus ook in vandag se teks sê. God gee vir ons alles wat ons nodig het vir ons lewe saam met God. Dis 'n geskenk wat vir ons gegee word. Maar hy los ons nie op ons eie daarmee nie. Hy help ons, hy begelei ons, hy verander ons sodat ons kan groei daarin. So roeping is nie 'n las nie, roeping is 'n geskenk van God af. God roep ons in 'n verhouding in met hom en hy help ons en hy verander ons om deel te kry, meer en meer deel te kry aan die goddelike natuur, meer en meer soos Jesus te word. Maar nou kan ek ook mos nou nie net agteroor sit en niks doen met die gereedskap wat my pa vir my gegee het nie. Die tafel gaan homself mos nou nie bou nie. So ek moet my pa se geskenk aanvaar, ek moet sy hulp aanvaar en die gereedskap dan gebruik om die tafel te bou. So ek reageer op hierdie geskenk wat my pa vir my gegee het, deur die goed te gebruik.
En dis wat Petrus ook bedoel as hy skryf, ek moet alle ywer aan die dag lê. Alle ywer aan die dag lê. So dit wat ek doen is 'n reaksie op hierdie genade, op hierdie geskenk wat ons reeds van God ontvang het. Ek reageer deur die lysie goed wat Petrus noem, met alle ywer na te jaag. En die goed wat hy noem is deug en insig en selfbeheersing en volharding en Godvreesendheid, en dan eindig dit by broederliefde en liefde vir alle mense. Ek moet hierdie goed najaag met alle ywer. Nou ons moet nie hierdie goed verstaan as stappe waarin 'n mens moet voldoen nie, of het verstaan as trappe waarin ons moet opklim na God toe nie. Ek moet ook nie dink, maar as ek nou by broederliefde en liefde vir alle mense uitgekom het, dan het ek nou gearriveer in my geloof nie, dan het ek dit nou reg gekry nie. Ons moet dit eerder verstaan as 'n spiraal waarin ons heeltyd leef. Ons is heeltyd besig om te groei en te verander in hierdie goed. En dis 'n voortdurende proses waarin ons heeltyd groei in ons kennis van Jesus. So as ek by die einde kom, dan begin dit maar weer van vooraf. Ek is heeltyd besig om te groei. Ek is heeltyd in hierdie spiraal van groei saam met Jesus. En dit is sodat ek sal groei in my mens wees, maar ook sodat ek nie sal vergeet wie ek is nie. Dat ek nie sal vergeet wat Jesus reeds vir my gedoen het nie, soos Petrus skryf in vers 9. En ons leer en ons groei en ons verander deur naby aan Jesus te bly. En ons doen dit deur gebed en deur tyd met die Bybel te spandeer en deur tyd saam met ander gelowiges te spandeer en te aanbid saam met ander mense en deur diens te lewer en al daai goeders te doen. In Johannes 15 vers 5 sê Jesus: Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So dit begin by Jesus en dit wat Jesus reeds vir ons gegee het. En ons moet in Jesus bly, soos die lote bly in die wingerdstok. En ons sal groei, as ons so in hom bly, dan sal ons groei en hy sal ons verander en hy sal ons herinner aan wie ons is en ons help om vrug te dra in die wêreld. So ek dink dit werk ook so 'n bietjie soos 'n selfoon. Elke nou en dan moet ons selfone moet ons updates doen op ons selfone, want daar's nuwe tegnologie wat inkom wat 'n mens op jou foon moet installeer en daar's software updates wat heeltyd gedoen moet word, elke nou en dan gedoen moet word. So die foon word van binne af verander sodat dit beter na buitentoe kan werk. En dis eintlik maar wat Petrus hier bedoel. Ons word geroep deur God, nie net om te glo nie, maar om van binne af verander te word, anders gemaak te word, sodat ons na buitentoe vrug kan dra. So die vraag waarmee ek julle vanoggend wil los, eintlik twee vrae waarmee ek julle wil los, is eerstens, is jy oop vir dit wat Jesus reeds vir jou gegee het? En die tweede vraag is jy oop om te leer en om verander te word en te groei, sodat jy kan vrug dra in die wêreld? Amen.